Goeiemôre, kan jy glo? Dit is Desember maand. Vandag 4 Desember en dit is wonderlik om vandag te kan afsluit hierdie hele reeks wat ek reeds, kan jy glo, begin het op die 1 Mei verjaar. Dit is toe ek begin het met hierdie bediening met die duif as die senterpunt. Al die simbole wat ons kan leer van die duif, simbole wat vir ons rigtingwysers is van dit waarmee ons Vader ons wil bedien. Eerstens het ons gedink oor die Griekse woord charisma. Charisma is Grieks vir geskenk, 'n gawe wat vrylik gegee word. Dit kom van ons Vader en hy gee dit vir ons, 'n geskenk wat die mens ontvang uit die hand van die Vader. Hierdie geskenk staan sentraal in hierdie hele duifboodskap. Elke mens wat ooit gebore word, ontvang 'n unieke geskenk uit die hand van ons Vader, en hierdie geskenk bepaal hoe ons Vader se liefde sal uitleef. En vir nie twee mense is dit presies eeners nie. Wanneer ons in afhanklikheid van ons Vader toelaat dat hy ons leer, sal ons geskenk verfyn word tot dit wat ons Vader deur ons bedoel, dat ons aan die lewe moet uitdeel, letterlik. En om af te sluit, wil ek jou graag vandag net herinner aan die volledigheid van alles wat hierdie boodskap ingesluit is. Dankie Vader dat ek kan bid in die naam van Yeshua, dat U my vooruitgaan, en dat U nou, as ons alles so bymekaar maak, net vir elkeen van ons weer die kosbaarheid gee van hierdie geweldige geskenk wat U vir elke mens op aarde gee. Vader, vergewe ons dat ons nie eens altyd bewustelik leef van hierdie geweldige geskenk wat U in ons geplaas het nie. Help ons om aandag te gee, om op te kyk en U te herken en erken. Asseblief Vader, leer ons wie U ons bedoel het om te wees, en dat ons dit voluit sal wees. Dit vra ek in die naam van Yeshua. Amen. Eerstens, kan jy glo, daar is 21 verwysings in die Bybel na 'n duif. 21, die getal van volwassenheid. Die eerste verwysing is Noag, wat die duif uitgestuur het om te gaan verken, en toe die duif uiteindelik met 'n groen takkie in die bek terugkom, was dit 'n belangrike rigtingwyser vir Noag. Maar die duif moes gaan verken, maak daardie werkwoord vas. In Moses se dae is die duif aanbeveel as 'n offergawe. Kosbaar dat die laaste 4 verwysings na 'n duif in die woord kom uit die 4 evangelies, wat elkeen in eie woorde daarna verwys dat die gees van die almagtige Skepper God in die vorm van 'n duif op ons Messias neergedaal het, nadat hy uit die doopwater opgestaan het. Ja, ook ons Messias is tydens sy aardse wandel as volwassene gedoop. En ons Vader het dit erken en bevestig deur die toerusting van sy gees, visueel, in die vorm van 'n duif wat neergedaal het. Die duif is in die woord nie net 'n simbool van vrede nie, maar ook toerusting met die Heilige Gees van ons almagtige Vader. En daarom hierdie hele studie. Dit is waaroor alles gegaan het, dat ons sal verstaan hoe ons Vader bedoel het om die toerusting van sy Heilige Gees aan elkeen van ons toe te gee, of toe te bedeel. Hoe sal 'n mens dit nou sê? Te gee. Die vraag is vir my net, weet ek en jy dat ons hierdie gawe ontvang het? Word wakker in die Gees, wees wakker in die Gees. Sonder die inwoning van Heilige Gees is ons eintlik maar so slaapwandelaars hier op aarde. Nie werklik in kontak
met dit wat ons Vader onder ons aandag wil bring nie. Vader, ek bid in die naam van Yeshua, dat elkeen van ons net 'n oomblik hier sal stil staan en besef, dat ons tot absoluut niks in staat is, as U Gees ons nie daarin begelei, beraad, waarsku, aanpoor. Dankie dat U U Gees gegee het, sodat ons waarlik nie net vir U kan ken nie, maar in U kan beweeg. Help ons om U te erken en herken, U Gees in ons. Ek vra dit in die wonderbare naam van ons Messias, Jesus wat die Christus is. Terwyl ons dan nou hierdie lering afsluit, onthou net weer, ek wil net vinnig weer daardeur gaan. In die eerste plek, ek het hier 7 punte neergeskryf. Nommer 1, 'n duif kyk nie waar hy vlieg nie, maar waar hy kyk, daarheen vlieg hy. Met ander woorde, waar is my en jou fokus in hierdie lewe? In die tweede plek, 'n duif het waaragtig nie 'n gil nie. Daar's geen bitterheid in 'n duif nie. In die derde plek, elke duif het 2 vlerke. Daar is balans in 'n duif. Sy 2 vlerke gee hom krag om te vlieg, hoog en laag. Sy oë is skerp en wakker om te weet waar hy moet op en waar hy moet duik, en wanneer om waar te loop sit op 'n veilige plek. Sonder 2 vlerke gaan geen duif kan vlieg nie. Nommer 4. 'n duif se stert werk soos navigasie. Let op, wanneer hy vlieg is daar stertvere oopgesprei. Wanneer hy ergens loop sit, bring hy die stertvere effens op om spoed te verminder, sodat hy die tak kan raak sit. 5. Sy oë kyk nie met tunnelvisie nie. 'n duif se oë kan wyd sien. 6. Elkeen van die vlerke het waarlik 9 penvere, en die stert het 7 penvere. So het ons gewerk deur 1 vlek wat die gawes van die Gees verteenwoordig, iets om te weet, woord van wysheid, woord van kennis en onderskeiding van geeste. En toe was die volgende 3 iets om te hoor, geloof, krag om wonders te doen en gesondmaking. En in die derde plek iets om te sê, weer 'n keer 3, profesie, spreekentale en uitleg van tale. Terloops, die laaste 2 is nie 'n charismatiese foefie nie. Dit dra presies dieselfde gewig as die ander gawes. Dit is die spreekentale en uitleg van tale. Hierdie hele lering word beskryf in 1 Korinte 12 vers 8 en 9. Dit was die eerste vlek. Die tweede vlek het verduidelik van die vrug van die Gees. Ons het daarmee afgesluit. Gaan kyk dit weer in Galasiërs 5:22. Die stertvere verteenwoordig dit waarmee ons verlede week klaar gemaak het. Ek het nou omgedraai. Ons het die stertvere verlede week klaar gemaak. Die profeet, die dienaar, bemoedigende vermaaner, uitdeler, voorloper en barmhartige. Gaan kyk asseblief weer in die Gees na die volledige prentjie. Praat self met ons Vader oor waar ek en jy inpas, maar meer nog. Is ons getrou in die uitdra van hierdie boodskap? Leef ons wie ons is? Ja. Verstaan ek waar ek inpas in hierdie lering? Hoeveel frustrasie beleef ons dalk in ons wandel met ons Vader, net omdat ons nog nooit verstaan het waar ons inpas nie. Ons kyk na ander en wil soos hulle wees, intussen mis ons ons eie goddelike skepingsdoel. Vader, ek bid in die naam van Yeshua dat U ons help om regtig te verstaan waar ons inpas in hierdie hele beeld van die duif, en dat ons in gehoorsaamheid aan U Gees dit sal leef. Asseblief Vader, wees ons genadig. Ek wil graag afsluit om te lees uit 1 Johannes 4, en ek wil lees van vers 16 tot vers 21. En ons het die liefde wat God tot ons het leer ken en geglo. God is liefde. En hy wat in die liefde bly,
bly in God en God in hom. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Daar's geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in. En hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broeder haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broeder wat hy kan sien, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê, wat hy nie kan sien nie? En hierdie gebod het ons van hom, dat hy wat God lief het, ook sy broeder moet lief hê. Hemelse Vader, dankie dat ons net kan kyk en dink en besef, die sterkste, die kragtigste manier, wat ons kan getuig van wie U is om U goddelike liefde te leef. Dankie vir die voorbeeld van die duif. Dankie Vader dat ons kan bid in die naam van Yeshua. Help my Vader, om werklik in hierdie kosbare voorbeeld te leef, te dink, te doen, op te tree. Mag ons voortdurend bewus wees van die teenwoordigheid van U Gees in ons, en dat ons U sal toelaat om deur U Gees in ons toe te laat, om op te tree, om besluite te neem, om te reageer of nie te reageer nie. Dankie Vader, dat ons kan erken U, deur die krag van U Gees, is ons enigste begeleier in hierdie lewe. Dankie dat U dit vir ons so kosbaar uitspel, deur die voorbeeld van hierdie duif. Ons eer U. Halleluja, amen.